Ek wou graag vanoggend die wet en die geloofsbelijdenis doen, nie omdat ons dit maar net doen uit gewoonte nie, omdat dit 'n belangrike deel is van wat ons glo, wat ons bely, en om die wet te hoor is altyd goed, want ons erken daardeur ons nood aan 'n verlosser. Maar ons het vanoggend 'n redelike lywige stukkie. Ons gaan die hele hoofstuk 20 hanteer. So jy kan blaai na Genesis hoofstuk 20. Ons is besig met Genesis in hierdie dae en ons gaan verder. Dis 'n interessante hoofstuk, hoofstuk 19. Ons het gesien hoe die oordeel oor Sodom en Gomorra plaasgevind het. Daar was baie gesê daaroor. En dan kom ons in hoofstuk 21 by 'n baie interessante, goeie, dis die groot belofte van die enetjie wat gebore moet word, die een wat aan Abraham gegee sal word. Dis 'n belangrike een, maar tussenin is hier 'n vertelling in hoofstuk 20. Interessant, belangrik. Vanoggend gaan ons daarby stil staan, maar ek gaan die hele hoofstuk lees en die hele hoofstuk hanteer. Dis dalk 'n bietjie 'n vreemde gedagte vir u, want ons gaan stadig, veral hier in die begin van Genesis het ons baie stadig gegaan, maar ons gaan die hele hoofstuk hanteer, so ons lees ook die hele hoofstuk. Genesis 20, ons lees in die ou Afrikaanse vertaling, dit klink so. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara, sy vrou, gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie. Daarom het hy gevra, Here, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster? En sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het. En ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet en hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. Abimelech is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang. En Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen. Verder sê Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het? En Abraham antwoord, ek het gedink, daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. En sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. En sy het my vrou geword. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou, Sara, het hy aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou oop. Woon waar dit goed is in jou oë. En vir Sara sê hy, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is. Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, ter wille van Sara, die vrou van Abraham. Ons lees tot daar in die onfeilbare woord van die Here.
Ek gaan vra dat die manne vir wie dit moontlik is sal staan, dan bid ons saam, ons nader tot die troon van genade. Ons wonderlike hemelse Vader, ek dink vanoggend aan die lof wat ons U verskuldig is. Ek het vroeg vanmôre gedink aan die woorde van Dawid, destyds toe hy voorbereidings tref vir die bou van die tempel. U sê, jy mag nie die tempel bou nie, jou seun sal dit bou. Toe het Dawid gesê, daar in 1 Kronieke 29, geloofd sy die Here, die God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag, en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U. En U heers oor alles. En in U hand is krag en mag. En in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou, onsse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Ons kan ons stem voeg by hierdie gebed van Dawid, want ons wil U naam roem. Ons wil U naam prys. U is goed vir U kinders. Ons is vanoggend bymekaar onder die geklank van U woord. Ons het saam gelees uit die Bybel. In ons eie taal kon ons dit lees. Wanneer ons nou gaan luister na 'n verklaring hiervan, besef ons dit is feilbaar, ons besef dit is menslik. Maar my gebed vooraf alreeds was dat dit sal wees in pas met die hartklop van God. In harmonie met dit wat U vir ons wil leer uit hierdie gedeelte. Sodat ons hiervandaan kan weggaan en sal weet, God het met my gepraat. Dit is in U mag, Here, om in die harte van mense die lig van U evangeliewoord te skyn. Hoe nodig het ons nie daardie lig in ons dae nie. Kom seën ons, leer ons, lei ons. Die Bybel sê, dis hierdie dinge wat gegee is, en as ons daarin glo, dan dien dit tot ons saligheid. Help ons om dit te glo, en om dit te wys deur die vrug wat hieruit sal volg. Ons bid dit in Jesus se naam, tot lof en eer van U koninkryk, van U werk op aarde. Amen. John Wesley was een van die bekendste, een van die grootste predikers, evangeliste, wat die wêreld seker gesien het al. Hy was bekend in die 18de eeu, gepreek vir groot gehore in Brittanje en ook in Amerika, rondgereis op sy perd, en dan het hy op missies gegaan en gepreek, van plek tot plek, net gepreek. Duisende mense tot bekering gekom onder sy prediking. En sy nalatenskap gaan voort vandag steeds in wat ons ken as die United Methodist Church. Hy het die kerk gestig, maar uit Wesley se bediening en uit sy prediking het daar iets ontstaan wat bekend staan as die heiligheidsbeweging. Met 'n stroom in die teologie wat ons ken as die Wesleyaanse teologie. Nou Wesley was bekend en bemind. En daarom is dit wat hy verkondig het, en ek gaan nou vir u sê die deel wat hy verkondig het wat 'n dwaling was of is, omdat hy bekend en bemind was, het sy dwaling ook steeds vandag 'n baie sterk invloed in die wêreld. Wat was sy dwaling, mag u dalk vra, want ons ken vir Wesley, en ek sal enige tyd langs Wesley staan, want ons speel vir dieselfde span. Ek glo uit die verkondiging van die evangelie in die sin van gered uit genade deur die geloof, dit het hy reg gehad, maar wat was sy dwaling? Hy het gedwaal in juis hierdie heiligheidsboodskappe, die heiligmaking wat hy verkondig het. Wesley se leerstelling en standpunt omtrent heiligmaking het behels dat die kind van God volmaaktheid nie net behoort na te streef nie, dit glo ek ook, maar dat jy dit kan deelagtig word. En dit staan bekend as Christelike perfeksionisme.
Hy het geleer, kinders van God, Christene, kan en behoort sondeloos volmaak te lewe. Ek onthou jare terug, ek was nog 'n student, het ons by geleentheid iemand ontmoet wat op daai stadium 'n sendeling was, maar hy het hierdie leer baie sterk aangegaan. En ons het so in 'n groep met hom gepraat en hy het onder andere gesê, hy glo dat hy nou al 80% is van wat die Here Jesus was. En ek onthou iets wat tot vandag toe by my is, die manier waarna ons vir mekaar gekyk het en gewonder het, hierdie ou verstaan bitter min van dit wat die Bybel leer. As hy reken, hy is 80% waar Jesus was. Maar dit was sy hele idee. In die lyn van Wesleyaanse teologie, ek moet volmaak wees. Ek kan volmaak wees en ek moet volmaak wees. Nou, daar's twee groot probleme met hierdie leerstelling. Die eerste is, dis 'n duidelike afwyking van wat die Bybel leer. Dis eenvoudig. Ek gaan nie eers baie tyd daaraan spandeer nie. Paulus se woorde in Filippense 3 vers 12 is genoeg in hierdie verband. Paulus sê nie dat ek dit al verkry het, dan praat hy van die opstanding uit die dode, met ander woorde volmaaktheid. Hy sê nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. So Paulus se eie woorde is, hoorie, ek weet ek is nie volmaak nie, en ek weet ek kan nie volmaak wees nie, maar ek jaag daarna. Daar is geen voorbeeld in die Bybel van 'n mens wat 'n volmaakte lewe gelei het, buiten ons Here Jesus nie. Ons praat oor Abraham, die vader van die gelowiges, iemand wat aan ons voorgehou word, bepaal deur God, voorgehou word as 'n voorbeeld van so kan ons glo, so behoort ons na hom as 'n voorbeeld te neem. En die Bybel is baie eerlik oor sy foute en alles, en ons sien, Abraham was nie volmaak nie. Ons gaan dit vandag sien. 'n baie prominente figuur onder diegene wat nie volmaak is nie, Abraham. Andere, dink aan, die geloofshelde, ons geloofshelde, ouens vir wie ons baie lief is, wat ons van lees in die Bybel, nie een van hulle was volmaak nie, net Jesus was volmaak. Abraham se lewe illustreer aan die een kant 'n oorwinnende geloof, aan die ander kant hierdie angstige ongeloof, waarna ons vanoggend gaan kyk. Sy lewe toon 'n bestendige groei. Ja, daar was 'n toename in 'n vertroue op die Here en 'n oorgee aan die Here. Al die regte en die mooi dinge. Jy sien dit in Abraham se lewe. Ons kom nou al 'n paar weke saam met Abraham. Miskien moet ek sê 'n paar maande, want ons ken hom. Maar sy lewe bewys beslis nie Christelike perfeksionisme nie. Die tweede probleem met hierdie leerstelling is dat die dogma van Christelike perfeksionisme geneig is om die voorstanders daarvan te laat dink dat hulle volmaak is. Die beste voorbeeld is juis John Wesley. Weet jy, in 1751 is John Wesley getroud met 'n weduwee. Haar naam was Mary Weziel. Ek weet nie of ek hier die van reg uit of haar van reg uitspreek nie. Hulle is getroud, maar van dag 1 af was daar 'n krisis in hierdie huwelik. Want Mary het gesê, John is baie geneig om met die ander vrou, hulle het vir hom briewe geskryf, en omdat hy 'n predikant was wat rondgereis is, bekend was, het hulle vir hom briewe geskryf en vrae gevra, en sy het gesê, hy het altyd tyd vir die ander vroue, maar nooit tyd vir haar nie. Hy was warm teenoor die ander vroue, openhartig, en met hulle gepraat, hy wou nooit met haar praat nie. En dan het sy hierdie briewe gevat, en sy het hom beswadder, sy het dit dikwels vir die koerante gegee en gesê, jy weet, hy het verhoudings, nou ek glo nie hy het verhoudings gehad met ander vrouens nie, maar sy het hom daarvan beskuldig. In 1758 gaan hy op 'n evangelisasie toer, een van hierdie missies waarop hy so dikwels gegaan het, en hy sê vir haar, I hope I shall see your wicked face no more. Sy 'n vrou. In 1771, na 20 jaar van stryd, en selfs openbare beskuldigings, en al hierdie dinge, het sy hom verlaat, sy het hom gelos. En hy het glad nie gepoog om met haar te versoen nie. Nou, ek wil hom nie beswadder nie, ek wil net vir u sê, dit alles, terwyl hy nie net gepreek het, dat 'n mens geestelik volmaak moet wees nie, maar daarop aanspraak gemaak het, dat hy dit self was.
John Wesley. Hy was nie die enigste man wat geworstel het met huwelikskwessies nie. Abraham het ook geworstel met huwelikskwessies. Van Genesis 12 al het hy, ons het mos al gelees in Genesis 12, toe Farao sy vrou wou hê. Nou ek wil daarom net vir die dames hierso vanoggend sê, moenie poog om soos Sarah te probeer lyk nie, want dit lyk vir my sy moes iets buitengewoon gewees het. Op 90-jarige ouderdom was sy nog steeds iets vir die oog. Op 90 jaar. Selfs in patriargale terme is 90 jaar oud. En die Bybel sê vir ons, sy was al verby menopause. So, sy was iets vir die oog. En Abraham was bang daaroor. Hy was bang, hulle gaan hom doodmaak terwille van sy vrou. In Genesis 12 al, weet ons mos, Farao wou haar hê, en sy was in Farao se harem opgeneem. As gevolg van die feit dat hy gevrees het vir sy lewe, het hy ook daar gesê, sy is my suster. Nou jy wil dit amper verskoon in Genesis 12, want hy was 'n jong bekeerling, jy weet hy was jonk, nuut in die geloof. Maar wat gaan jy nou sê? 25 jaar later gebeur bykans dieselfde ding. Hierdie twee gedeeltes, en miskien het sommige van die gedink, maar ons was mos al hier. Toe ons begin lees het jy nie dalk al gedink, hoor jy, het ons dit nie al gelees nie. Want in Genesis 12 het bykans dieselfde ding gebeur, maar op daai stadium in Egipte. Nou dis juis iets, en u wat nou al saam met ons stap vir 'n tyd sal weet, die kritisie, die hoër kritiek van die ouens wat nou wil die Bybel in 'n slegte lig sit, hulle slyp hulle tande vir gedeeltes soos hierdie, want hulle sal sê, jy sien, dis twee bronne, en dit bewys, net soos die res van die Bybel, hierdie is nie 'n betroubare stuk inligting wat ons voor ons het nie. Dis wat die hoër kritiek eintlik maar wil doen. Hulle sal sê, hierdie is onakkuraat, net soos die hele Bybel. En hulle redenasie sluit in, as jy na Genesis 12 kyk, dan word daar gepraat van God as Jehovah, en as jy kyk na Genesis 20 wat ons vanoggend lees, dan word daar verwys na God as Elohim, so hulle sê dis twee bronne, hulle praat van die E-source en die J-source, daar's verskillende, is baie wat jy kan lees daaroor. Hulle sterkste argument is egter, hulle sê, dis onrealisties dat 'n man sal lieg oor sy vrou, en dan met 'n klomp jare tussenin weer dieselfde fout sal maak, terwyl hy so verneder is die eerste keer. Dis net onrealisties. En tog is dit presies wat gebeur het. Ek kan vir die, op grond van goeie, betroubare, nie, die Bybel, u weet ek glo die Bybel. Alles in die Bybel. Dit is presies wat gebeur. Dit is twee verskillende gebeurtenisse. Die meeste mense, en dis waarom ons vanoggend na Genesis 20 so gaan kyk, het maar net 'n kwessie, en Abraham se kwessie word hierin vir ons duidelik gestel. Dis hoekom ek die tema gekies het, Abraham se Achilleshiel. Dit beteken daar was iets wat vir Abraham net hierdie kwessie in sy lewe was. En ons kan daarmee assosieer. Want ek dink die meeste, en die nie alle kinders van God, sit met hierdie ding van een of ander sonde. Jou vlees, die ou mens, is so lief, so verknog daaraan, maar die nuwe mens, die geestelike mens, haat dit. Maar dit bly 'n knelpunt, 'n kwessie in jou lewe. Abraham se Achilleshiel was 'n sonde, wat onder andere veroorsaak het, dat hy sy vrou Sarah blootgestel het aan riskante situasies, waar hulle moes lieg oor hulle huwelik, en dit net om sy lewe te red. 'n man met die naam van John Carrett, nou hy's 'n geleerde, is 'n Ou Testament professor by die Reformed Theological Seminary, hy het gesê, each of us, en luister na die punt wat hy maak, each of us has deeply worn channels of a corrupt nature, besetting sins that refuse to let us go. Dis daai kwessie waarna ek net nou verwys het. Hy sê almal van ons het dit. Hierdie sondes, verwys daarna, they revisit us time and time again. Similar situations lead to act in a similar vein. Ek wil vanoggend met u praat oor Abraham se gewoonte sonde. Abraham se kwessie, en dit word gegee dat ons daardeur kan leer, dat ons daardeur kan groei, dat ons daardeur toegerus word met die woord van God, om Godvreesend en heilig te leef. Die agtergrond
Die vorige keer toe ons Abraham gesien het hy vroeg die oggend opgestaan en hy het gaan kyk oor die Jordaanstreek. Onthou hy nadat Sodom en Gomorra vernietig is in die nag. Toe sien hy daar trek die rook van God se oordeel wat nog vars was in die Jordaanriviervallei. Nou die Bybel sê nie wat die rede was nie, maar hy het intussen getrek. Ons het gelees in vers 1 en Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. Die van julle ouens wat 'n Engelse Bybel saamdra sal sien, hy praat van die Negeb. Dis letterlik die Hebreëse woord vir die suidland. Die Afrikaanse Bybel het hom net vertaal as die suidland. So hy het suid gegaan en hy het in Gerar gaan woon. Gerar was 'n gebied suidoos van die huidige Gaza-strook. Dit was op daai stadium bewoon deur mense, 'n volk, Abimelech was die koning, wat later die Filistyne sou word. Dis die streek waar hy nou is. En een van die uitdagings wat Abraham beleef het as 'n reisiger met hierdie nomadiese leefstyl, was die konstante gevoel van onsekerheid. Die konstante gevoel van kwesbaarheid. Want hy het in tente gebly, hy het nie 'n stad gehad nie, hy het nie 'n muur om hom gehad nie. Daar's van ons wat daarmee kan identifiseer, in 'n minder of 'n meerdere mate. Ek praat gereeld met ouens wat in die buiteland is, dan hoor jy hoe praat hulle en hulle sal sê, hulle bly maar vreemdelinge. As jy lank op 'n plek is waar die mense nie jou taal praat nie, waar die mense nie jou kultuur ken nie, waar jou familie is nie naby nie, veral as jy alleen is, jy kry 'n gevoel van, nie net alleenheid nie, maar onsekerheid. Jy voel net nie tuis nie. Sommige van ons het so gevoel toe ons van die laerskool af na die hoërskool toe moes gaan. Dalk in die koshuis moes gaan bly. Miskien toe jy universiteit toe is, of toe jy moes verhuis as gevolg van 'n werksgeleentheid. Jy's alleen, jy voel blootgestel. Dis gewoonlik sulke omstandighede. Gewoonlik sulke omstandighede. Wat maak dat jy net meer kwesbaar is vir versoekings. Hoekom? Want jy wil graag iets doen, iets hê, iets voel wat jou veiligheid, wat jou goed laat voel. Dis wanneer die ouens 'n hele liter roomys alleen opeet, want hulle sê dis comfort food. Jy wil net beter voel, jy wil graag beter voel. Dan is jy kwesbaar. So lees ons in vers 2, en Abraham het van Sara, sy vrou, gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Later, nadat Sara verlos is, hier is 'n verskriklike ding wat ons hier lees, maar later, nadat Sara nou verlos is, verduidelik Abraham presies wat aangegaan het in sy gedagtes. Vers 11 lees ek gou vir u weer. Ek gaan so 'n bietjie rondval vanoggend, maar hier is hy. Abraham antwoord, ek het gedink daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. Onthou, gegee die feit dat hy gewoond was aan die Kanaaniete in die Jordaanriviervallei, daar was goddeloosheid die ergste. En Abraham in sy kop het aangegaan, dis oral so. Oral in die wêreld is dit hoe dit werk. En daarom het hy gedink, ek sal myself moet red. Ek sal myself moet beskerm. Ek het 'n mooi vrou, hulle gaan my doodmaak om my vrou in die hande te kry, so ek sal iets moet doen. Hy het vergeet, daar is iets soos algemene genade. Ken jy die term? Algemene genade. God wat agter die skerms werk, selfs in die wêreld, selfs in die harte van gemeene sondaars, van boosaards, kan God werk. Hoekom? Want daar is algemene genade wat maak dat God se plan altyd uitgevoer word. Ons moet dit vandag ook onthou. God is aan die werk. As daar enigsins integriteit of eerlikheid of 'n mate van goeddoen is by wêreldlinge, dis God se algemene genade. God doen dit. En hy doen dit dikwels vir die bewaring en vir die seën van sy kinders. Dis hy wat ons voetstappe rig. Ons dink ons weg uit, die Here rig ons voetstappe. Nou Abraham se voorbeeld herinner ons daaraan dat kinders van God verkeerd is as ons dink ons is beter as ouens wat ongered is. Goed?
Dit bewys vir ons moenie dink ons is beter as ander mense nie. Abraham was nie beter as Abimelech nie. Inteendeel, as jy net hoofstuk 20 het, dan sou jy dink, karakter, wel, as jy na die karakters kyk, Abimelech se karakter was beter as Abraham se. Kyk na hulle optrede, dit bewys dit. Die wêreld sê mos dikwels van Christene, julle dink julle is beter as ons, en soms is hulle reg. Want ons dink soms, ons is beter as hulle. Hierdie bewys egter, dis genade. Abimelech gaan in hierdie gebeure toe, en hy het 'n meer eerbare karakter as Abraham. Mense, ons moet besef, dis God se soewereine genade wat maak, dat ek kan sê, ek ken die Here, ek is 'n kind van God. En ek kan nie neerkyk op boosdoeners en mense wat immoreel is en wat ook al nie. Ek kan nie afkyk op hulle en dink ek is beter as jy nie. Dis net genade. Dit bewys dit maar net weer eens. Nou die eintlike probleem hier is nie die goddeloosheid van sy nuwe bure nie. As jy die verhaal mooi bestudeer, dan gaan jy sien. Die probleem was nie die goddeloosheid van sy nuwe bure nie. Die probleem was Abraham het vergeet van God se beloftes om hom te bewaar. Onthou die gedeelte soos Genesis 15 vers 1 waar die Here vir Abraham gesê het. Daar was baie, ek noem net die een. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê: "Vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot." God het beloof om hom te bewaar. God het beloof om hom vooruit te trek. God het beloof dat daar 'n nageslag sal wees. God het baie beloftes gemaak. Abraham het vergeet van die beloftes van God. Net soos Lot se dogters het Abraham nou geredeneer. Op 'n wêreldse manier gedink, vergeet van God, vergeet van al hierdie dinge en hy doen iets ondenkbaar. Hy laat sy vrou, hy oorhandig eintlik sy vrou aan 'n heidense despoot net om sy lewe te bou. Ons moet ons harte bewaar. Maar dit bring vir ons by 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel. Dis die agtergrond. En ek het dit nou maar probeer opdeel om dit vir u maklik te maak om te volg en by te bly. Maar daar is 'n gewoonte sonde in Abraham se lewe wat ons moet raak sien. Vers 13 lees so: "En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het ek aan haar gesê," dis nou aan Sara, "dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer." Ek wil jy moet oplet na die woorde elke plek. So ewe skielik besef jy Genesis 12 was nie 'n uitsondering nie. Dit wat nou in Genesis 20 gebeur, is nie 'n uitsondering nie. Dis 'n ding wat nou al dekades lank aangaan. Let op die woorde, op elke plek waar ons kom. So elke nou en dan, as daar 'n krisis opgeduik het, dan het hierdie sonde opgespring. Dit was 'n sondige patroon wat oor jare gevestig is. Dit wil verder voorkom asof hy God wil blameer vir die situasie waarin hy is, die omstandighede waarin hy is. Let op sy woorde. Toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het. So dis God se skuld dat ek in hierdie situasie is waar ek nou moet lieg oor my vrou. En ons doen dit baie keer self. Jakobus waarsku daarteen. God versoek niemand. Jy moet nie sê die situasie waarin jy is het gemaak dat jy moet sondig nie, want jy versoek God. Jy's besig om te sê God versoek jou. En dis nooit waar nie. In vers 12 sê hy daarom so half lamsakkig vir Abimelech, en sy is ook werklik my suster. Sy's my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. Hulle was halfbroer en suster. Ons ken mos die geskiedenis. Nou verder gebruik hy die voordeel van die feit dat hulle nie kinders het nie. Dis maklik om so 'n leuen te laat staan as jy nie kinders het nie, want dan beteken dit dis my sussie. As jy kinders nie. Abraham se gewoonte sonde is leuns. Kom ons wees eerlik vanoggend. Ek wil hê jy moet dink aan die eie lewe, want ons kan nie hier wegstap en net aan Abraham dink nie. Ons moet na onsself kyk. Ons moet die spieël nou voor ons ophou. As u 'n eerlike opinie moet gee oor u eie lewe, wat is die ding waarmee u worstel? As ek die term kan gebruik, wat is u gewoonte sonde? Neem tyd en dink daaroor. Dit volg eintlik, of dit vloei eintlik na ons tweede gedagte,
daar is 'n onderliggende sonde, want ek wil nie die leuns van Abraham voorhou as sy groot sonde nie, maar daar was 'n onderliggende saak. Vers 13, let weer op die woorde. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Jy sal kyk na die verhaal en sê, Abraham se probleem is leuns. Goed, hy was 'n leienaar. Ek het al 'n predikant gehad, 'n vriend wat ook 'n predikant is, en hy het vir my gesê, hy het geglo, of hy glo nog steeds aan die bloedlynvloeke, wat 'n dwaling is op sigself. Ek wil nou nie tyd neem om daaroor te praat nie, maar hy het gesê, Abraham het gelieg, Isak gaan lieg oor dieselfde ding, julle gaan dit sien, ons gaan nog daarby kom as die Here wil in ons leef. So dit is nou 'n bewys vir hom as bloedlynvloeke. Ek sê, hoorie, om te lieg, gaan nou regtig nie vir my die ding bewys van bloedlynvloeke nie. Want my pa het gelieg, ek lieg, bloedlynvloeke, regtig, is dit jou beste argument? Dit was my punt. Maar leuns wil ek nie voorhou as hierdie sonde nie. Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Hierdie leuns was eintlik maar net die groewe in sy lewe, waarin die ware sonde mooi geval het en gepas het. Wat, vra u, is dan nou die onderliggende sonde? Die onderliggende sonde in Abraham se lewe was ongeloof. Ongeloof, en dit het gekom in die vorm van om te twyfel aan God se goedheid. Ongeloof om te twyfel aan die goedheid van God. Ek was bevoorreg om met op 'n sekere stadium onder Wayne Mack, die baie bekende Bybelse beraader, ek het by hom 'n kursus gedoen oor 'n paar jaar, en jy kan amper sê hy was my Gamaliel wat die Bybelse berading betref, en Wayne Mack het 'n illustrasie altyd gehad wat hy vir die beraders, vir ons gebruik het om te sê, wanneer mense by jou kom, dan moet jy kyk na die vrug wat hulle dra. Dan het hy 'n prentjie van 'n boom met die vrug wat die boom dra, en dan is daar grond en dan die wortels van die boom. Dan sê hy, baie keer is die vrug wat mense dra, dis nie die eintlike probleem nie. Ja, dis verkeerd, en dit is dinge wat hulle doen of sê of wat ook al. Dis gewoonlik iets soos woede, of die ou het hy meer, of jy weet, hy dalk 'n of ander verslawing, of wat dit ook al mag wees. Hierdie kwessies, dis die vrug, want dis die goed wat jy sien in sy lewe. Maar dan leer hy jou, jy moet by die wortel van die probleem uitkom. En as jy nou na Abraham se lewe kyk, dan sien jy die vrug was die leuns. Maar die wortel daarvan was ongeloof. Ongeloof. Hy het getwyfel dat God hom sal beskerm. Hy het getwyfel dat God 'n goeie God is. Nou dis slegs die vrugte, die leuns is slegs die vrugte wat hy gedra het. Dit wys vir ons soms, ons vrug is jy weet, die begeertes van die vlees in al hulle forme en kleure en geure. Dit is maar die gesindheid van ons hart, hierdie goed wat in jou hart is, hierdie wortels wat niemand kan sien nie, dis die hoogmoed, mensevrees. Dis die afgode van jou hart. Dit is wat ons moet identifiseer. Dit lyk dalk buitekant, soos hier's oneerlike finansiële optrede, of hier is geskinder, of jy weet, hiermerige ou, wat dit ook al mag wees, maar die wortels is die gesindhede wat in jou hart is. Ek wil weer vir u vra, as u 'n eerlike biografie van jou eie lewe moet skryf, hoe sal jou hart lyk voor die Here? Hoe lyk jou hart, die onderliggende, daarvan niemand sien nie. Buitekant sien die ouens wat ek sê en wat ek hoe ek lyk. Hoe lyk jou hart? Dit is waarin ons moet belangstel. Wanneer jy deur 'n Bybelse bril na ons optrede kyk, dan sien jy ons probleme aan die buitekant is nie noodwendig die groot krisis nie. Die krisis is, wat is jou gesindheid? En dit lyk so in ons lewe. Ons sondig, so ons sal iets sê of iets doen, hierdie goed wat buitekant gedra word, die vrug. Ons sal sondig en dan voel ons sleg daaroor, want ons wil dit nie doen nie, en ons weet, mens moet dit nie doen nie. Jy voel dalk sleg oor die persoon teenoor wie jy gesondig het, of wat dit ook al mag wees. En dan bely jy dit, en dan 'n ruk daarna, as die omstandighede reg is, dan doen jy dit weer. Presies dieselfde ding, doen jy weer. En dan maak ons allerlei planne om die sonde te beveg, en ons kry dinge in plek, en is alles reg en mooi en goed. En terwyl die eintlike skuldige is, hierdie onderliggende, hierdie gesindheid,
van my hart. Ian Duguid, een van die ouens wat 'n goeie kommentaar geskryf het oor Genesis, hy sê, en ek het dit vir u saamgebring, because so many of our sins flow from a basic doubting the goodness of God in our lives, trying harder and beating ourselves whenever we fail doesn't change the pattern or behavior. It doesn't deal with the root problem. Hy praat dieselfde taal as Wayne Mack dan nou hierso. It doesn't deal with the root problem. Our failure to believe that God is really good. Dis volgens hom die wortel van die probleem. 'n basiese twyfel dat my God is 'n goeie God. En my God weet die beste. Ek kan hom vertrou. Daarom sê ek Abraham se onderliggende en sy eintlike sonde was nie die leuns nie. Dit was ongeloof. Nou as ek praat van ongeloof, dan praat ek nie van ongeloof in die sin van wegdraai en hy word 'n ateïs nie, né? Ek praat van om op te hou vertrou in die Here. En ek wil weer sê, tye wanneer ons omstandighede sleg is die versoeking die grootste om te twyfel. Luister, ons ken dit. Jy word siek. Baie slegte nuus van die dokter gekry, wat dit ook al mag wees, bloedtoetse gedoen, en nou besef jy, hier is dit nou. En jy dink, maar ek het 'n God, en ek bid tot hierdie God. Maar die volgende keer as jy by die dokter kom, dan sê die dokter, ek het slegte nuus, dit het erger geword. En nou begin jy twyfel, het die Here gehoor, het die Here ooit, gee hy ooit om vir my? En jy begin twyfel aan God se goedheid. En hoor wat ek vir u vanoggend sê. Omdat ons kyk na ons uiterlike omstandighede en dan daarvolgens wil bepaal, is God goed, mislei ons onsself. Want hierdie is 'n gegewe, ons moet dit in ons hart bewaar. God is altyd goed, ongeag my omstandighede. Die Here was net so lief vir Paulus, toe hy in die tronk vol slaaf was, of toe Paulus hom teleurgestel het, of vir Abraham toe hy gelieg het, as toe hy was op die hoogtepunt van sy geestelike stand. So ons moet pas op, en ons moet identifiseer, wat is die hartprobleem waarmee ons worstel. 'n derde gedagte, daar's 'n bewys van God se goedheid in hierdie verhaal. Ek dink, dit was juis so gegee, en ek probeer die beste prentjie vir die voorhou van dit wat die skrif ons leer. 'n bewys dat hierdie Abraham se Achilleshiel is, 'n bewys dat dit Abraham se onderliggende kwessie is, die twyfel aan God se goedheid, kan gesien word in die gebeure na die sonde. Let nou op. God gryp in, nadat Abraham gesondig het, hoor. God gryp in, en hy gryp in op so 'n manier, dat hy die verskriklike ding wat kon gebeur het, weerhou. God se handeling, God se optrede is so beslis, dat sy goedheid duidelik gesien kan word. Dink gou saam met my. Hy is in eerste plek goed vir Sara. God weerhou vir Sara van seksuele sonde, selfs terwyl sy in Abimelech se harem is. Sy is alreeds opgeneem, sy is deel van Abimelech se harem. God weerhou Sara van hierdie verskriklike sonde. God se ingryping kom deur 'n droom tot Abimelech, en hy praat met Abimelech, vers 3, ons het dit gelees. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, en dit is vir my baie mooi in die Engels, dis amper soos 'n pa, as daar 'n jong mannetjie is wat 'n pa vermoed, hierdie ou mors met my dogter. Hoor wat sê God vir Abimelech. Kyk, jy sal sterwe terwille van die vrou wat jy gaan haal het, want sy is 'n getroude vrou. Die Engelse vertaling sê, you're a dead man. Dis amper soos die pa wat met die halgeweer staan. Jy's 'n dooie ou. Dis God se woorde aan Abimelech. Dis die drastiese ingrype. Behold, you are a dead man. Dit wys die erns van egbreek. Kom ek sê vir u net vinnig, ek is nou 'n sedebewaker, noem my wat jy wil. In ons samelewing is egbreek niks vandag nie. Hoorie, dis is, almal doen dit. God wys, die optrede hier wys, dit is 'n verskriklikheid.
Dis iets waarvan ons ten alle koste moet wegbly. Ons moet dit beveg met alles wat in ons is. Abimelech verdedig homself deur te sê, hoorie, ek het nie geweet nie. Ons het dit gelees in vers 18. En aan die einde van die hoofstuk sien ons hoe drasties God se ingrype was. Hy sê in vers 17 en 18, toe het Abraham tot God gebid en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne sodat hulle kon baar, want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit ter wille van Sara, die vrou van Abraham. So die drastiese optrede van God wys hoe ernstig egbreek vir God is, as dit sin maak. Herbert Leupold, ook 'n baie goeie kommentator, hy sê die volgende: This disability, hy praat van die disability van die moederskoot van almal daar wat God toegesluit het. Hy sê this disability could hardly mean that pregnant mothers were prevented from bringing forth their offspring, as some interpret, but rather that conception, particularly the coitus, was rendered impossible. God het Abimelech en die hele volk met een of ander, en die bewys is dat hy gesê het, hy het hulle gesond gemaak. So daar was een of ander kwaal, een of ander siekte, wat gemaak het, dat daar hoegenaamd geen gemeenskap kon plaasvind nie. Dit is hoe drasties God ingegryp het, sodat Abimelech nie naby Sara moes kom nie. Hoe goed was die Here nie vir Sara nie? Maar God was nie net vir Sara, hy was ook goed vir Abimelech, deur hom weg te hou van die sonde, waarvan hy nie geweet het nie. Vers 4 en vers 5 het ons gelees, maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie, daarom het hy gevra, Here, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? Hy pleit nou vir sy eie mense. Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. So hy pleit nou, hy sê, Here, ek het nie geweet, sy is 'n getroude vrou nie. Abraham se getuienis, Sara se getuienis. Hoor wat sê die Here in vers 6. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het. En let op die woorde. En ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak. Hoe goed is die Here nie vir Abimelech nie? Ons kan net wonder hoe gereeld sulke goed nie plaasvind in ons lewe nie. Het jy al daaraan gedink? Jy is op pad werk toe en jy is hier in Kaapweg en daar's 'n een of ander ligte ongeluk of erge ongeluk, maar hier moet jy nou in die verkeer vasgesit en jy's laat en jy kom nie betyds by die werk aan nie. Iets buitengewoon gebeur en jou hele dag word omvergegooi en jy sê en wonder, hoekom moes dit nou gebeur? My planne kan nou nie uitgevoer word nie. Baie keer is dit God se manier om ons terug te hou. Hy wysig ons pad. Hy doen dit. Hy gebruik alles. Alles is sy knegte. Dit kan 'n siekbed wees. Dit kan 'n wat ook al wees. Daar is 1000 irriterende beproewings in ons lewe. Onthou net, die Here is goed. Die Here was goed vir Sara, die Here was goed vir Abimelech, maar die Here was goed ook vir Abraham. En nou kom die moeilike deel, ek wil hê jy moet my volg. Veral, hoofsaaklik, deur die vernedering as gevolg van hierdie gebeure. En hier is nou dalk 'n paar fronse. Hoekom sal die Here goed wees vir Abraham deur hom te verneder met hierdie kwessie? Dink saam met my. Staan 'n tree terug. Dink saam met my oor die verloop van hierdie hele verhaal. God verskyn in 'n droom aan 'n heidense koning om hom te waarsku. Kon God nie maar net aan Abraham in 'n droom verskyn het aan die begin? En die hele hoofstuk 20 nie laat gebeur nie. Hoekom het die Here nie in 'n droom aan Abraham verskyn aan die begin en hom verhoed om hierdie ding te doen nie? Hoekom moes dit alles gebeur? En die antwoord is, God is goed vir Abraham. Hoekom? Want hy wil hom leer. Hy wil sy geloof en sy karakter laat groei. God weet, wat ons op hierdie stadium weet, want ons het al Genesis gelees, God weet wat lê voor. Die grootste gelooftoets van Abraham, sy hele lewe lê voor in Genesis 22. Dit lê voor. En God werk in sy knegg, hierdie
vader van die gelowiges, want hy wil hê sy geloof moet groei, sy geloof moet toeneem, sy karakter moet gevorm word. Dis die goedheid van die Here om Abraham op te voed, te lei en te leer. Is dit nie kosbaar dat die Here se genade in Abraham se lewe is sigbaar, nie net wanneer Abraham op sy beste is nie, maar juis wanneer Abraham op sy slegste is, die tye wanneer hy lieg en slegte goed aanvang, is die goedheid en die genade van die Here steeds bestendig. Sy genade is bestendig in sy kinders se lewe. God se genade teenoor ons berus nie op ons volmaaktheid. Dit berus nie op ons geestelike, perfectionisme of die manier wat ons lewe en die ywer wat ons toon nie. God se genade is gegrond op die onfeilbare goedheid van 'n getroue God. Sy beloftes sal altyd standhou. Dis bemoedigend. Daarom wil ek vir u sê, ons motief om heilig te leef, moenie wees om God se gunst te probeer wen nie. Ons motief om sonde te beveg en om die regte ding te doen en om heilig te leef in hierdie wêreld, moenie wees, ek moet nou nie sondig nie, want anders gaan ek dalk hel toe. Dan verstaan jy niks van die saligheidsleer nie. Die motief waarom ons heilig behoort te leef en moet streef is om soos Paulus te sê, ek streef daarna, ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp, moet 'n dankbaarheid wees vir die guns van God, sy goedheid in my lewe, sy genade wat hy aan my openbaar het. Dit moet ons sigbaar maak in ons hele lewenswandel. Bring vir my in die laaste plek by 'n bewys van God se genade en ek moet klaarmaak. Daar's 'n naskrif in hierdie verhaal. Daar's so 'n slot gebeurtelikheid wat eintlik vir ons die genade van die Here ongetwyfeld bewys in Abraham se geval. Nou Paulus sê in Romeine 5 vers 20 die volgende woorde. Hy sê waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Kan baie daaroor sê, ek gaan nie, want die tyd is teen ons, maar hier is 'n illustrasie daarvan. Hier is 'n baie duidelike illustrasie. Die Here beveel Abimelech om Sara terug te gee. Vers 7 het ons gelees, gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet, en hy sal vir jou bid. Wat was 'n doel? Abraham moes vir hom bid. Nou dis 'n bietjie, verskoon die uitdrukking, dit was 'n bietjie awkward. Hier kan jy jouself indink. Abraham half skaam. Die Here sê vir Abraham, jy moet vir hom bid. Bid vir hom dat hy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan haar behoort. En Abimelech doen iets noemenswaardig. Blykbaar was dit 'n tradisie van daai tyd om in so 'n geval die regverdigheid van iemand te bewys. Dan was daar geskenke gegee. So ons het gelees in vers 14 en 15. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou oop, woon waar dit goed is in jou oë. So hy gee vir hom 'n visum en 'n paspoort vir sy land. Jy kan hier bly, jy kan gaan waar jy wil, woon waar jy wil, dis joune. En as jy verder gaan lees, hoofstuk 21, gaan jy sien, hulle het in vrede saamgeleef. So Abraham en Abimelech het nie vyande geword nie. Daar's 'n bewys dat hulle in vrede geleef het. Maar hoor wat sê Abimelech vir Sara. Vers 16. Vir Sara sê hy, en dis nou die woorde van Abimelech, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkels silwer. Nou die meeste van die kommentare sê, dis die bedrag, dit was die geld wat hy vir Abraham gegee, want daar word niks gesê van die geld wat hy gegee het nie. Dis heel moontlik die som van dit wat hy vir hom gegee het, die kleinvee, die slavinne en die slawe en die beeste, dis die som van dit. As jy nou gaan somme maak en jy dink, 'n slaaf was, ek dink, was dit 50 sikkels silwer werd, en 'n bul was dieselfde, dan is dit 1000 sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is. Dis wat Abimelech doen, en dis 'n bewys van God se goedheid in Abraham se lewe. Luister mooi, ten spyte van sy sonde. En daardeur wil ek nie vir u sê, hoorie, hier is ons nou 'n blanko check. Ons kan sondig, die Here sal nog steeds vir ons goed wees nie. Dis nie wat die Bybel leer nie.
As dit jou gesindheid is, het jy 'n nuwe hart nodig, dan moet jy weergebore word. Wat die Bybel egter leer is, ons gaan die Here teleurstel. Jy gaan faal. Ons hoef nie te koes en bang te wees vir die Here dan nie. Dis juist dan wat jy na die Here toe moet gaan en sê, Here, ek is jammer. Ek het U gefaal. Ek was ongehoorsaam, ek was ongelowig. Dink aan die gesindheid van jou hart. Gaan maak reg. Maar daar's 2 lesse waarmee ek wil afsluit. God se primêre doelwit in ons lewe is nie die goed wat hy vir ons doen nie, maar is dit wat hy in ons doen. Moenie die goedheid van die Here meet aan die hoeveelheid geld wat jy het, of die hoeveelheid gesondheid wat jy geniet, of daai tipe van dinge nie. Dis nie hoe jy dit meet nie. Dit gaan nie oor die uiterlike omstandighede nie. Dit gaan oor jou karakter. Dit gaan oor jou geloof. Dit is God se fokus. Die tweede les. Ons moet leer om die Here te vertrou. Ons moet leer om te sê, al gaan dit met my sleg, al loop al my planne skeef, al werk niks uit in my lewe nie. Jy weet, die Hollywood teologie is, follow your dreams, en die Here sal jou drome vir jou waar maak, en hulle ruk die vers uit verband uit om te wys, die Here sal jou gee alles wat jy wil hê, en dis die gewilde teologie van ons dag. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ongeag jou uiterlike omstandighede moet ons weet, God is goed. God is goed vir my. Ons word deur die Here geleer om te groei in daai vertroue. Vertrou hom. Vertrou hom. Nou dit impliseer natuurlik ons gaan nooit volmaak wees nie. Filippense 3 vers 12 net vinnig weer. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp omdat ek ook deur Christus gegryp is. Leer om die Here te vertrou. Nou vriende, die prys wat Abimelech moes betaal was 'n prys om Sara te regverdig, om met ander woorde te bewys sy's regverdig. Net die slotgedagte laat my dink aan die evangelie, want dit bring ons terug na die prys wat betaal is om my te regverdig. Weet jy wat dit het gekos om my te regverdig? Ek het baie keer al vir die kinders gesê, jy weet, Jesus kon 'n woord gespreek het en hy het 'n woord gespreek en hy het die wêreld gemaak, in die planete gemaak. Maar om my sonde te vergewe, om my te regverdig, moes die Here Jesus sy bloed gee. Hy moes sterf aan 'n vloekhout. Ons het vanoggend in die Sondagskool met die kinders daaroor gepraat. Hoekom moes hy aan 'n kruis sterf? Hy moes vervloek wees van God. Dis die prys sodat ek geregverdig kan wees. Is u regverdig? Groei u in geloof? Groei u in vertroue? Mag die Here hierdie praktiese gedeeltes gebruik om ons net vaster aan hom te maak en op hom te vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, ons loof U vir U goedheid. Die Here is waarlik goed vir Israel, sê die psalmdigter. Die Here is goed vir sy kinders. U algemene genade is 'n bewys elke dag as die son opkom, as die reën val oor die regverdige en die onregverdige. Dankie ook vir U spesifieke genade. Dankie dat U ons leer uit U woord. En ook dit wat ons vanoggend hier in Abraham se geskiedenis in sy lewe gesien het. Gebruik dit om ons geloof te laat groei, om ons waarlik te voed geestelik tot eer van U naam. Seën ons verder, Here, hou ons naby aan U. Hou ons naby aan U woord en U waarheid. Help ons in die komende week ook om U te dien en U te volg in gehoorsaamheid. Amen.